Ons troue Hemelse Vader, ons wil vanmôre stil word vir U. Ja, te midde van die koue van hierdie wêreld in die winter. Want wanneer ons in U teenwoordigheid is en U raak ons aan deur die Heilige Gees, beleef ons 'n innerlike warmte wat alles oorweldig en wat alles vir ons die moeite werd maak, omdat ons met elkeen in 'n besondere verhouding met U leef. Persoonlike verhouding, U die ewige God, wat ons geroep het en die eiendom gemaak het, U kinders, sodat ons aan U kan behoort vir ewig. Wat 'n voorreg om vanmôre in die huis by mekaar te kan wees, en ons glo dat U ons telkens oproep om hier te wees, om U te ontmoet, en te ervaar dat U vir ons wil lei in ons daaglikse lewe. Ons leef in droefgeestige en deur mekaar tye, Here, onsekere tye, hier in ons eie land en ook dwars deur die wêreld. Besonder ook wat ons volk kan betref, en ons kan nie anders as om van U te pleit. Gee vir ons leiding, gee vir ons koers, gee vir ons vastigheid, bovenal ook die wysheid en die insig om die regte keuses in ons lewe te maak. Here, ons bid vir almal wat vir ons lief en dierbaar is, ons familie, vriende, geliefdes wat ernstig siek is, wat worstel met allerlei ellende, moeilik is om te hanteer. Daar is soveel armoede onder ons mense, word 'n al groter stryd om te oorleef elke dag. En vra ons, Here, U wat oor alles beskik, wil U tog ingryp en wil U dit vir ons verander, dat ons weer rustig, vreugde kan voortleef. Ervaar dat U vir ons elke dag sorg vir ons daaglikse brood, waarsonder ons ook nie kan leef in hierdie wêreld nie. Maar bovenal, Here, breek vir ons vanmôre ook die brood van die ewige lewe, sodat ons die ware brood sal eet en vir ewig kan lewe, en die wete dat U dit vir ons moontlik maak, deur Jesus Christus ons Here, ons enigste verlosser en saligmaker. Ons luister graag. Amen. Geliefdes, ons lees 'n paar verse uit 1 Konings 3, vers 1 tot 15, eintlik 'n baie bekende gedeelte van Salomo. Salomo staan daar, het hom verswaar met Farao, die koning van Egipte. Hy het naamlik die dogter van Farao geneem en na die stad van Dawid ingebring, totdat hy met die bou van sy huis en die huis van die Here en die muur van Jerusalem rondom klaar sou wees. Alleenlik het die volk gedurig op die hoogtes geoffer, omdat tot op daardie dae daar geen huis vir die naam van die Here gebou was nie. En Salomo het die Here lief gehad. Jy moet onthou, Salomo was nog baie jonk gewees, maar hy het die Here lief gehad en deur die insettinge van sy vader om daarin te wandel. Hy het net, en dan het ek daar vir u probeer verduidelik, ons kan dit ook sê, hy het egter of ongelukkig gedurig op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. Dis eintlik die bedoeling daarvan. En die koning het na Gibeon gegaan om daar te offer, omdat dit die vernaamste hoogte was. 1000 brandoffers het Salomo op daardie altaar geoffer. Skrikkelik. Toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo, en God het gesê, begeer wat ek jou moet gee. En Salomo sê, U het aan die knegt, my vader Dawid, 'n groot guns bewys. Net soos hy voor U aangesig gewandel het in trou en in geregtigheid en in opregtheid van hart met U, het U vir hom hierdie groot guns bewaar, dat U hom 'n seun gegee het wat op sy troon sit, soos dit vandag is. Nou dan, Here my God, U het die knegt koning gemaak in my vader Dawid se plek. Maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie om uit of in te gaan nie.
En u knegt is midde onder die volk wat u verkies het. 'n groot volk wat nie getel of bereken kan word, weens die menigte nie. Gee dus aan die knegt 'n opmerksame hart, om reg te spreek oor die volk, om tussen goed en kwaad te onderskei. Want wie sou hierdie talryke volk van u kan regeer? Ons moet dit oplet, broer en suster, ek wil amper sê met die nederigheid, beskeidenheid waarmee hierdie jong man tot God bid. En wat hy kies, God vir hom sê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En dit was goed in die oë van die Here, dat Salomo dit begeer het. En God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gedoen het, en nie vir jou 'n lang lewe begeer het, en nie vir jou rykdom begeer het, en nie die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het, om regsaake te verhoor. So doen ek dan volgens jou woord. Kyk, ek gee jou 'n wyse en 'n verstandige hart, sodat een soos jy voor jou nie gewees het, en een soos jy na jou nie sal opstaan nie. Ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal ek jou gee. Rykdom, sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy sal wees, al jou dae nie. En as jy in my weë wandel, deur my insetting en my gebooie te onderhou, soos jou vader Dawid gewandel het, dan sal ek jou dae verleng. Toe word Salomo wakker, en dit was 'n droom. Daarop het hy in Jerusalem gekom en voor die verbondsark van die Here gaan staan en brandoffers gebring en dankoffers berei en 'n maaltyd vir al sy dienaars aangerig. Tot sover die skriflesing, geliefdes. Ek wil graag ook net vir u verduidelik, hier in hierdie 2020 vertaling word eintlik baie meer verstaanbaar in 'n goeie Afrikaans verduidelik. Vers 9 sê, gee dan aan die diensknegt 'n hart wat luister, om as regter op te tree vir u volk. Koning was in 'n groot mate, en dis die hele bedoeling daarvan, ook die hoogste gesag uiteindelik besluit hy en tree hy op as regter om die uitspraak te gee. Om as regter op te tree vir die volk. Om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Want wie kan reg spreek aan hierdie veel eisende volk van u? As jy die indeks in die vertaling sal kyk, is dit nogal 'n moeilike vertaling. Hierdie groot volk, hierdie talryke volk, hierdie moeilike volk. Ek dink die nuwe vertaling is baie duidelik, 2020, wat sê, dit was 'n veel eisende volk. U onthou Moses, hoe hy maar met hierdie volk geworstel het van die begin af. Ek dink nie ons volk is vreeslik anders nie, nê. U kan gerus bietjie daarna gaan kyk, daar's pragtige voetnotas ook in die verband in die 2020 vertaling, wat dit mooi verduidelik. Tot sover ons skriflesing, as ons hierdie woord van die Here hoor, glo wat daarin staan ook daar volgens lewe, dan is ons werklik gelukkig. Geliefdes, in die volksmond leef daar ons die storieetjie van die goeie vee, wat so na mense toe kom en dan sê, watter, geef jou 3 wense wat jy kan wens, wat jy die graagste hê. Ja, dit is maar 'n vee verhaal. Maar as so iets sal gebeur, sal die jong mense en kinders seker bepaalde wense hê. Die jong manne sal sê, ek wil baie graag 'n motorfiets hê, waarmee ek lekker kan rondry. Ek wil die sterkste wees, ek wil eerste span speel. Die meisies sal sê, ek wil die mooiste wees, die slimste wees in die skool. Ouers sal sê, ek wil daarom ook 'n bietjie rykdom hê en 'n slag bietjie gemaklik lewe. Ek wil aansien hê, ek wil 'n lang lewe hê. Na Salomo kom daar toe nie 'n goeie vee nie. Die groote almagtige God kom in 'n droom na hom en hy sê vir hom, wat wil jy hê? Wat sou jy kies? Wat is vir jou die belangrikste?
En eintlik as jy mooi hierdie gedeelte gaan lees, is Salomo hier vir ons almal maar 'n goeie voorbeeld. Later natuurlik kies hy ook verkeerde dinge. Dit kan jy maar verder gaan lees in die woord. Maar hier die begin van sy kroning as koning, maak hy hierdie goeie keuses. En 'n mens besef as jy hierdie gedeelte lees, hoe belangrik is dit wat ons kies. Ons het 'n vriendin gehad, as ons kla oor dinge wat vir ons nie lekker loop nie, en sy luister so aandagtig. Sy sê ja, dis 'n Engelse uitdrukking, it's all self-inflicted. Dit hang maar baie nou saam met ons eie keuses. Baie keer wil ons die Here so 'n bietjie skuld gee daarvoor. Dit werk nie so nie. Kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur hier. Salomo aanbid op die hoogtes. En hy spesifiek by die hoogte Gibeon, wat as beskou word as die vernaamste hoogte. Net jy gehoor dat hy 1000 offers daar bring. Mens kan dit eintlik nie vir jouself indink hoe moet dit lyk nie. Want daar was nog nie 'n tempel op daardie stadium. Dus die aandag daarop gevestig het, is nie dat die Here daarvan hou nie, sy woord sê eintlik, hy het alles mooi reg gedoen soos Dawid het, en so die Here het wou hê soos Dawid het gedoen het, maar ongelukkig het hy nog steeds op die hoogtes gaan offer. Daar op die hoogte wag hy op God, en in 'n droom ontmoet die Here God hom. Nou as jy mooi kyk na 1 Konings 3, dan gebeur die interessante ding. Hy is hier op die hoogte waar hy aanbid wat nou maar 'n heidense gebruik was, die vernaamste hoogte. En na hy God ontmoet het, beweeg hy na die verbondsark van die lewende God. Mense wil amper sê, dis duidelik, hy het hier insig gekry dat hy op die verkeerde plek is. Hy hoort daar by die verbondsark, wat die teken is van God se teenwoordigheid. Daar moet hy gaan offer. Hierdie hoogtes kom uit die geskiedenis van die Kanaaniete, die heidense volkere, was 'n vrugbaarheidsgodsdiens wat hulle beoefen het. Hulle het baie lelike goed gedoen, jy moet onthou, hulle was nie gelowiges nie. Hulle het tot tempelprostitusie beoefen hier rondom hier op die hoogtes en rondom die heilige pale waar hulle gaan aanbid het. Vir die volk van die Here was daar nog nie 'n tempel gebou op daardie stadium nie. Net die verbondsark was teken van sy teenwoordigheid. So Salomo is eintlik daar op die verkeerde plek op hierdie hoogtes. En tog is God so genadig. Hy straf hom nie daaroor nie. Nee, hy kom praat met hom. Hy kom raak hom aan. In genade kom praat met hom. En hy gee aan hom 'n bepaalde keuse. Goed, maar dis dit ook eintlik 'n toets om te sien wat gaan in sy kop aan. Wat wil jy hê, Salomo? As jy kan kies, wat sal jy kies? Salomo besef dat dit die ware God is, dieselfde God wat sy pa deur die jare gelei en bewaar en gestuur en gerig het. God was al die tyd getrou. God het Salomo as kind vir Dawid gegee, aan hom die lewe gegee. God het gewil dat hy koning word na Dawid. God het vir hom 'n volk uitgekies en hy stel hom aan as koning oor hierdie besondere uitverkore volk. Mens kom agter as Salomo besef hoe groot God is en wat God alles al gedoen het in die geskiedenis van hierdie volk, sy eie geskiedenis. Dan kom daar 'n pragtige gesindheid van afhanklikheid en nederigheid by hom na vore. Vers 9 sê, God vra wil jy gee aan die knegg, die dienaar. En ons het maar almal hoor, ons het ook op die kerkraad dien. Weet, daar's baie keer by ons mense die idee, as jy nou kerkraad dien, die predikant jy dan so 'n bietjie nader in die hemel, dis nie waar nie. Jy's dan juist diensknegg, jy's dienaar, wat mekaar se voete moet was. Gee aan die knegg 'n opmerksame hart, om reg te spreek oor die volk, om tussen goed en kwaad te onderskei. Onthou die Nuwe Testament sê die Here ook, ons moet bid dat God deur sy Gees in ons werk, dat ons kan onderskei tussen
die goeie en die kwade, die onderskeidingsvermoë het. Want sê hy het daardie onderskeidingsvermoë nodig, want wie sou hierdie taalryke volk, hierdie veel eisende volk, soos ek vir gelees het, van u kan regeer? Nuwe vertaling sê, gee my die gehoorsaamheid, die luisterende hart, dat ek u en die volk reg sal regeer, en alles insig sal hê. God antwoord op Salomo se versoek, sy nederigheid, en hy antwoord daarop met seën, met genade, en absolute oorvloed. Jy weet, baie keer het ons die idee as die Ou Testament lees, sal mense ook vir jou sê, joe, baie keer lyk dit asof dit 'n wrede God is waarmee ons besig is, wat hierdie volk straf, en wrede goed laat gebeur met hulle. Daar toe die klomp in opstand kom teen Moses, en die goue kalf, onthou jy die aarde oopgeskeur, en God sorg dat hulle ingesluk word deur die aarde, daar die vyande van God, of teenstanders van God. Maar dis nie waar nie. God is so genadig. Hy is nie net 'n harde, wrede God, soos mense dikwels hom interpreteer in die Ou Testament. Hier is dit ook duidelik. Hy kom in sy groot genade daar op die, want ons sê die heidense hoogte, en hy kom raak hom aan, hy verander sy lewe, en hy seën hom met die grootste genade en oorvloed. Want hy sê, ek gee vir jou wat jy gevra het, wysheid en insig. En miskien God het die volk. Hy weet dis nodig, sodat hy as koning reg kan regeer. Maar dan sê hy ook vir hom, omdat jy hierdie diepsinnige goed, hierdie belangrike goed, hierdie goed wat nodig is, gaan vra het, en nie vir jouself allerlei lekker dinge gevra het nie, gee ek dit ook vir jou. In oorvloed, rykdom. Ons weet almal, hy het letterlik geswem in die weelde, Salomo. Gee vir jou 'n lang lewe, sodat jy gelukkig kan lewe. Salomo keer na die regte plek toe, daar na die verbondsark. 15, die B-gedeelte vers 15 sê, hy is toe terug na Jerusalem toe. Daar het hy voor die verbondsark van die Here gaan staan en brandoffers en maaltydoffers gebring. En vir al sy diensknegte en dienaars het hy ook voorsien dat hulle kon eet. Jy sien, hy gaan aanbid daar die lewende God by hierdie verbondsark. Hierdie intieme verhouding tussen God en Salomo het hom eintlik heeltemal verander. En hy kies God en God se wil om God te dien. Broer, suster, ek wat vanmôre hier sit, weet ook van God se onbeskryflike genade, moet na ons toe te gekom het in hierdie wêreld. Hierdie ou sondige wêreld, ja, toe ons nog sondaars was, het hy in Christus na ons toe gekom. Ook met ons kom praat, ons kom aanraak, en hy doen dit nog steeds elke dag, deur sy Gees. En elkeen van ons kry voortdurend geleentheid om die regte keuses in ons lewe te maak. Geleentheid om positief te reageer op die aanraking van God deur sy Gees en die koms van Jesus Christus en sy reddende genade. Want as ons regtig die diepte besef van God se genade, hoe groot God is, elkeen van ons, dan kan mens nie eintlik anders as om, soos Paulus sê, weg te vlug van die sonde en terug te keer na God toe en in sy arms in ons te bevind nie. Want ook aan ons, elkeen wat hier sit, gee God onverdiend geloof. Die woord sê, dis God wat dit gee deur die werking van sy Gees, dat ons in hom glo, dat hy ons weergebore kinders maak van die lewende God, sy kinders. Hy gee aan ons rykdom. Hy is immers die koning van alle konings, en hy maak van jou en van my koningskinders, deur Jesus Christus ons Here. Hy gee aan ons aansien, want die belydenisskrifte sê ons, elke van ons is eintlik 'n koning, priester en profeet. En hy gee vir ons nie net 'n lang lewe nie, hy gee vir ons die ewige lewe.
deur Jesus Christus en sy genade en sy liefde. Die vraag is vir jouself, ken u God so intiem? Leef u so intiem met God saam? Dat u op hom fokus en op sy wil en op die doel waarom hy gemaak het, hy geskep het in hierdie wêreld en hy geplaas het. Dat hy juist daarom vra, Here, gee ook vir my en vir jou daardie insig wat ek nodig het om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Geef my die ware wysheid. Want dit wat hy vra gaan nie oor 'n kennis van bepaalde feite of wetenskaplike feite dat hy slimmer wil wees as ander mense nie. Maar dit gaan oor wie hy eintlik ken om daardie insig te hê wat God gee om sy doel te bereik met Salomo in hierdie wêreld. Daarom vra ons ook, Here, gee vir ons ook daardie geloofskennis, sodat ons met U in hierdie verbondsverhouding kan leef, wat getuig van dankbaarheid, van altyd gehoorsaamheid, oor en altyd waar ons beweeg, sodat ons met mekaar en met God end uit in liefde kan leef. As hierdie woord hoor vanmôre, dan kan ons net bid dat die Here sal gee dat ons ervaar, opnuut sal ervaar, as ons dit oordink, hoe groot God se liefde en genade is, om sy seun vir ons te gee. Hoe groot God is sy genade is om ons te vul met sy gees, wat ons die ware wysheid en insig gee, sodat ons sinvol kan lewe, tot in ewigheid. Mag hy gee dat ons deur die werking van sy gees elke tree van ons lewe sy spore sal loop, naby aan hom sal leef en dat ons sy liefde sal beleef sodat ons dit ook met mekaar kan deel. Amen. Kom ons verenig in die gebed. Here, baie dankie vir die kosbare woord. So 'n ou woord wat deur die eeue kom, maar omdat dit u woord is, altyd nuut en vars bly. Dankie dat u so deur die Gees ook en deur die woord met ons werk, met ons praat. Ons kan maar net pleit soos 'n Salomo, Here, gee ons ook die wysheid, die insig, om waarlik te wees wat u wil hê dat ons sal wees. Waarlik op u te fokus, en u te dien met oorgawe, met dankbaarheid, met vreugde en liefde in die hart, omdat u ons so oneindig lief gehad het in Christus. Gee dat ons hierdie woord sal hoor, Here, maar ook sal gehoorsaam wees, werklik sal luister en gaan doen, soos dit waartoe u ons oproep. Ons bring aan u die lof, die eer, die dank, die aanbidding van ons harte, vir al die goedheid en die genade, wat u so mildelik oor elkeen van ons uitstort. Ons loof u daarvoor, in die naam van ons Verlosser. Amen.